Baie hartlik welkom, liewe gemeente en liewe vriende. Ek lees vir julle 'n baie bekende hoofstuk uit 1 Korintiërs 13 wat julle almal baie goed ken. Maar 10:1 interpreteer ons dit altyd verkeerd. So kom ek lees vir julle die mooi gedeelte van Paulus. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie. Het ek 'n stuk klinkende metaal en 'n galmende simbal geword. Al het ek die gawe van profesie en al kan ek die geheimenisse uitlê en besit ek al die kennis en al het al die geloof om berge te versit, maar ek het nie die liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek alles uit wat ek het aan ander, al gee ek my liggaam prys om daarop te beroem, maar ek het geen liefde nie, baat dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dis nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie en soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor die ongeregtigheid nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Die liefde vergaan nimmer nie. Maar die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, en die van kennis sal uitgedien raak. Want ons ken maar gedeeltelik en ons profeteer maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, al wat gedeeltelik is, uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gedink soos 'n kind, gepraat soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Maar nou dat ek 'n man is, het ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. En nou geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. Ek gaan dit later weer noem, maar kom ek sê net vir u, in plek van die liefde moet jy eintlik jou naam sit. Herman, Pieter, Koos, Grieta. Ek, Herman, is geduldig. Ek is vriendelik. Ek is nie afgunstig nie. Ek is nie grootpraterig nie. Ek is nie verwaand nie. Ek hou nie boek van die kwaad nie. So kan jy aangaan, maar jy moet jou eie naam daarin sit. Kyk, dit was 'n tipiese Griekse denkwyse, om dit wat jy wil sê, in die middel te sê. Met ander woorde, jy het 'n aanloop waar jy die storie vertel, jy het die klimaks, en dan brei jy verder uit daarop. Dit is bietjie anders as storievertelling, waar jy half aan die einde die klimaks het, of met 'n grap eintlik. Behalwe Tollard nogal die vermoë gehad om kort jou te laat lag, nie net aan die einde nie. So die tipiese Griekse denkwyse wat ons hier sien is, daar word eers gepraat oor die gawes in hoofstuk 12 en die spreek in tale en al die goed. En ook in 1 Korintiërs 14. Maar die belangrike ding is 1 Korintiërs 13. Dis die liefde. En jy moet vir geen een oomblik dink dat hierdie 1 Korintiërs 13 is nou geskryf vir 'n verliefde paartjie en verloofdes nie. Dis eintlik 'n lied wat nie met die pen geskryf is nie, maar met die harp gekomponeer is. En die wysie van hierdie lied begin al meer in jou kop draai, hoe meer jy daar volgens lewe. Jy begin met die liefde harmonieer. En dan verstaan jy God beter, want God is liefde. Dis die belangrike ding hier. Daarom die liefde is. Jy kan jou eie naam inskryf.
Vers 1 begin Paulus so half met tong in die kies en hy sê, nou maar goed. Al sou julle in staat wees om die tale van engele te praat. Ons weet nie eens wat dit is nie. Maar al sou jy die tale van engele kan praat, en jy het nie die liefde nie, dan is jy klomp leë blikke wat 'n groot lawaai maak. Hierdie blikke wat ouens agter die kar aansleep, wanneer iemand trou. Dan is jy so geraas. Al sou jy die geloof hê om berge te versit, daar waar Jesus gesê het, gooi jouself in die see. Al sou jy sulke geloof het, maar jy het nie die liefde nie. Dan is jy 'n ronde nul. 'n nul op 'n kontrak. Die klimaks word eintlik hier opgebou as hy sê, maar al sou ek my liggaam oorgee om verbrand te word, is tog nie 'n groter offer as dit nie. Maar ek het nie die liefde nie. Dan kan die Here my nie verstaan nie, dan beteken ek niks nie. Al sou ek al die kennis hê, 'n wandelende ensiklopedie, al sou ek al die kennis hê sodat ek al die kompetisies kan wen oor vasvraag, al sou ek al die boeke kennis hê, mense kennis het, maar ek het nie liefde nie, dan beteken dit niks. Dan kan ek eintlik nie God verstaan nie. Want jy sien hierdie liefde wat hy hiervan praat, is nie die romantiese liefde nie, maar is die liefde wat dwars deur jou blou maandag loop, en jou dinsdag, en jou woensdag, en jou klein saterdag. Dis die liefde wat saam met jou deur die lewe loop, dat jy in 'n oop, skoon verhouding met God kan wandel, en 'n goeie verhouding met jou naaste, en jou heel naastes, in jou huis. En dan kom hy by en hy sê, die liefde is lankmoedig en vriendelik. Lankmoedig beteken geduldig. Jy kry mos baie mense, wat, en jy sien dit veral as jy by 4 rigting stop kom, dat is altyd 'n getoetery, en vingerwysery. Want mense is nie geduldig nie. Mense is verskriklik ongeduldig as hulle in 'n tou moet staan. As hulle by 'n robot kom. As hulle met ander mense werk, kan hulle so gou hulle self opblaas, en hulle sit dikbek en opgeblaase in die kar, of tussen ander mense, en dit maak dit vir almal onaangenaam. Want hulle is nie lankmoedig of geduldig nie. En as jy lankmoedig en geduldig is, dan doen jy dit op 'n vriendelike manier. Jy sit nie daar met sulke kieste nie. Dis nie hoe die liefde werk nie. Daarom staan daar ook pertinent, die liefde is nie opgeblaase nie. Wat eintlik dit beteken, dis eintlik wat Paulus bedoel, jy is nie daarop uit om ander mense te verkleineer nie. Jy kry mos ouens wat daarop uit is om altyd beter te weet, om altyd die ander te verkleineer, om jaloers te wees op die gawes van ander mense. Dit gaan nogal my verstand te bowe. As die Here vir jou 'n gawe het en jy beoefen daai gawe voluit, dan kry jy kollegas wat jaloers is op jou. En wat jou eintlik wil terughou en weerhou dat jy daai gawe tot uiting kan bring, wat dit ook al mag wees. Nee, die liefde is nie opgeblaase nie. Is nie jaloers op ander nie. Maar gun ander die son en die plekkie in die lewe wat hulle verdien. Die liefde staan daar, reken die kwaad nie toe nie. Die woordjie reken die kwaad nie toe nie beteken eintlik bereken. As dit by kwaad kom, dan is die liefde swak in rekenkunde. Dan sal die liefde wiskunde dop.
dan sal jy graad 3 al gedop het. Die Engelse vertaling vertaal het so mooi in die Good News eintlik. Love does not keep a record of wrongs. Jy hou nie boek van die kwaad nie. Liefde kan nie boeke daarvan nie. En waar kry mense die beste voorbeeld? By Jesus. Jesus het nie met 'n groot swart boek geloop en opskryf wat het die ou en die vrou verkeerd gedoen nie. As dit by boekhou van die kwaad kom, sou Jesus graad 1 gedryp het. Want hy hou nie boek van die kwaad nie. As hy sê ek vergewe jou, dan moet dit wees soos Psalm 103 van praat, ek dink nooit weer aan nie. Dis so ver verwyder van die ooste van die weste. Dis Jesus. As jy weer by hom sal kom en sê, onthou jy het my laas mis gesien toe jy my vrygespreek het, sal hy sê, ek kan dit glad nie onthou nie. Christus is eintlik die groot uitveer wat God na die wêreld gestuur het, om nie net 'n streepie deur sondes te trek van jou en my lewe nie, maar om dit uit te vee, dat jy dit glad nie op die spierwit bladsy kan sien nie. Dis Jesus, die groot uitveer. Hy is ook nie iemand wat ou koeie die sloot uitgrawe nie. Hy sal nie vir jou sê, ja, maar onthou jy 2 jaar terug of 10 jaar, onthou jy 10 jaar terug? Hy is nie daar om te onthou nie, maar hy onthou om te vergeet. Liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Daar's 'n Duitse vertaling wat dit eintlik anders stel. Die liefde is nie bly as die ander een foute maak nie, maar is bly as die ander een dit reg maak. En trouwens, die liefde is met ander woorde sy is bly as ander sy foute reg maak en help hom eintlik om sy foute reg te maak. Gebeur dit in ons samelewing? Nee. Selfs in verskeie beroepe is dit lekkerder om daai ou verder af te druk in die grond in, om hom verder te verkleineer, om sy neus in die grond te vryf, as om hom op te help, dat hy weer kan regop loop en dat hy weer kan aangaan met sy lewe. En dit is inderdaad my en jou verantwoordelikheid. Anders staan ons nie in 'n liefdesverhouding met God nie. Anders het ons Jesus nog nie aanvaar as die een wat gekom het om vir ons liefde en vrede te bring nie. Of anders te verstaan jy die evangelie heeltemal verkeerd. Want die liefde is bly as ander sy foute regmaak. Dan staan daar, en die liefde bedek alles. Die woordjie bedek beteken, die liefde is soos 'n dak, wat oor jou lewe hang. So hierdie bedek hou verband met dak. Ek ervaar alles wat my gebeur onder die dak van die liefde. My enas en my amens, die goeie en die slegte, aanvaar ek onder die dak van die liefde. En dan reageer ek, as dit so is, dan reageer ek nie in weerwraak nie, nie in ek sal jou bykom nie, maar in liefde. In liefde. Ken jy hierdie liefde? As jy dit ken, is dit wonderlik, maar as jy dit nie ken nie, dan moet jy gaan na die Heilige Gees toe, dat hy in jou lewe wil bewerk, hierdie liefde, wat alles bedek. Wat nie ander vir hulle foute blameer nie, wat nie opgeblaas is nie, maar wat geduldig is, op 'n vriendelike manier,
wat Jesus as die groot uitveer aanvaar het. Want daai liefde, wat die Gees vir jou gee, waarvan jy lees in Galasiërs 5:20-22, daai liefde vergaan nimmer meer. Alles sal verbygaan en alles sal vergaan en mense sal sterwe en begrawe word. Maar waar die liefde nog geld, is as jy die poorte van die hemel instap, dan is dit 'n liefdesgemeenskap, waar Jesus die groot toonbeeld van liefde is. Wat hou die langste mense in staat? Geloof, werke, nie liefde. Daai liefde is die ewige liefde. Is die liefde wat nimmer meer en nooit in der ewigheid sal verbygaan nie. Mag die Here help deur sy Gees, dat ons daai liefde sal dra. En dat ek hierdie ding maar oor en oor weer en weer gaan lees en my naam daarin skryf. En sê, is ek geduldig? Is ek vriendelik? Wil ek mense help in hulle gawes? Help ek mense om op te staan wat geval het? Help ek mense wat voel die lewe het nie meer vir hulle sin nie? Of druk ek hulle kop nog 'n slag onder die water? Nee. As dit so is, gaan op jou knieë en verander dit vandag. Ons bid saam. Here, baie dankie vir U wat liefde is en wat liefde kom betoon en tot in die dood. U het Uself dood gehardloop teen die kruis. En daar het U vir alles betaal, vir ons geen liefde nie. En het U liefde kom bewys en liefde kom nalaat, toe U opgestaan het en gesê het, vrede vir julle. En eintlik Uself kom gee het as 'n liefdesgawe aan ons as mense. Help dat ons dit sal waardeer en elke dag voor ons sal hou as die liefde waarna ons wil streef. Seën, Here, en help baie mense wat hierdie liefde nie besit nie, of wat hierdie liefde voorgee, wat net 'n afskynsel is van hierdie liefde, maar dat die liefde sal opwel in ons lewens, en dat ons saam met Paulus 'n liefdesgedig sal komponeer, nie met die pen nie, maar met die harp improviseer. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ontvang met bidende harte die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefdesvoorbeeld, en die liefde van God wat liefde is, en die Heilige Gees wat liefde bewerk en gee, met jou en met my wees. Amen. Mag dit 'n mooi dag en 'n mooi week vir elkeen van u wees. En dra hierdie gedig van 1 Korintiërs 13 saam met jou. En maak dit 'n werklikheid dat jy kan dans op die ritme van hierdie musiek. Totsiens.